Goeienaand en baie welkom vanaand by ons en dankie dat jy ingeskakel het op hierdie Sondag aand 26 April 2026 by die Huis van Wonderwerke. Kom ons sluit hierdie ore bid ons saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand die genadetroon in gebed te nader. Here, dankie vir die woord wat U vir my gegee het om vanaand te bring. Here, my gebed is in hierdie aanduur dat die woord sal seën en sal salf aan elke hart wat ingeskakel is vanaand, Here, en dat dit vrug sal dra. En alle eer en alle dank kom U toe. In Jesus' naam bid ek dit. Amen. Nou kom ons gee so 'n tydjie dat die mense opkom. Ek sien daar's Matilda van die kerk en Lelani. Baie welkom julle. En ek glo God het vanaand 'n groot woord vir ons wat ons moet bring. Daar's ook Leandrie Klaak. Baie welkom julle. Daar gaan seker nog heel wat inskakel vanaand. Maar kom ons gaan voort met die woord. Die tema van my boodskap vanaand is jy ten volle beskermd? Is jy ten volle beskermd? Nou, ons is tans besig om te verander van seisoene en dit is merkwaardig om te sien en te hoor dat mense aangeval word in hierdie tyd met die griepvirus. Dat dit mag snaaks klink, maar dit is al asof hierdie griepvirus op steroids is om mense siek te maak. En die opvallendste daarvan is dat die mense het voorsorg getref. Hulle drink vitamines, baie het gegaan vir die griepinspuiting en hulle trek hulle warm aan net om seker te maak dat luister, hierdie griep gaan geen hou vas op my nie. En dit het my laat dink, as ons as mens so voorsorg kan tref vir ons fisiese liggaam, hoeveel te meer moet ons nie ook voorsorg tref vir ons geestelike liggaam nie. Die verandering van seisoen met al die griepprobleme het my laat nadink. Is ons werklik gereed vir die geestelike aanvalle van buite? Tref ons geestelik ook 100% voorsorg om ons hart, ons siel en ons gees te beskerm teen die aanvalle van die vyand? Nou kan jy my vanaand vra, pastoor, hoe doen ek dit? 1 Kronieke 16 vers 11 tot 14 sê, vra na die Here en sy sterkte en sy aangesig altyd deur. Dink aan sy wonders wat hy gedoen het aan die kinders van Jakob. Sy uitverkorenes. Hy, die Here is ons God oor die ganse aarde. Dis opmerklik. Wat sê die skrif vir ons? Hy sê, vra na die Here en sy sterkte en soek sy aangesig altyd
deur. En dis presies hoe jy dit doen. Die woord leer ons baie duidelik hier, dat ons altyd deur moet waak, ons moet die aangesig van God soek, en ons moet by hom bly. Altyd deur, sê die skrif. Ons dink baie keer dat jy deur die Bybel soms te lees, soms te bid, gaan jou hart, gees en siel beskerm word en beskerm wees teen die aanvalle van die vyand. Ek het vir jou nuus. It's not gonna happen like that. Dit gaan nie gebeur nie. Jy moet gedurig wees in gebed. Jy moet gedurig wees om die aansoek van God, die aangesig van God te soek. Jy moet gereeld bid en jy moet jou afsonder en die aangesig van God soek. Dis al hoe jy gaan staande bly, geestelik teen die aanvalle van buite. Nou op Sondagskool het ons 'n liedjie gesing jare terug van lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. Dit was awesome. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. Is dit nie waar nie? Is dit nie waar nie? Maar weet jy wat, dieselfde liedjie wat ons gesing het ek 'n tweede versie gehad, wat gesê het dat, vergeet om jou Bybel te lees, vergeet om te bid, en jy sal krimp, krimp, krimp. Dis 'n kinderliedjie wat ons in die sonskool gesing het, maar daar is soveel krag in daardie song. Dis belangrik dat ek en jy ons Bybel gereeld sal lees, dat ons gereeld tyd sal spandeer in God se woord, en tyd sal spandeer in gebed. Doen ons dit getrou, sal hy ons beskerm teen die aanvalle van buite. Maar doen ons dit nie, dan maak ons onsself oop om aangeval te word deur die vyand. Ons moet ons staal om te verseker dat ons geestelik sterk is om teen die vyand te kan opstaan. Nou as jy jou fisiese liggaam oppas en beskerm teen aanvalle, is dit net so belangrik dat jy ook jou geestelike liggaam, jou hart, siel en gees moet beskerm. En hoe doen ons dit? Eenvoudig deur jou te versterk met die gebed en die woord van God. David kom in Psalm 91:1 en leer ons, hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Die skuiling waarvan Dawid hier praat, is vir almal van ons wat glo in God. Geloof sluit as ware die deur vir jou oop om jou beskerming te gee. Jy sien, God het reeds sy deel gedoen. Nou is dit jou beurt. En dis jou tyd om jou deel te doen. Nou as ons weet om ons liggaam te beskerm, hoeveel te meer het ons nie die woord van God nodig om ons geestelik te beskerm nie. Die ander ding wat gebeur, wat jy nodig het om jou liggaam geestelik op te pas, is deur die volle wapenuitrusting van God aan te trek. Nie net 'n gedeelte van die volle wapenuitrusting nie, nee, die volle wapenuitrusting. Efesiërs 6:11-18, en ek gaan dit vir julle lees. Hy sê, trek die volle wapenuitrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede,
teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenuitrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle alles volbring het, staande kan bly, staan dan vas, en luister mooi hierna, luister baie mooi hierna, staan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en die skoene aan julle voete van bereidheid om die evangelie van vrede uit te bring. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vurige pile van die bose gaan kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die Gees en juis daarop waak met alle volharding en smeking vir die heiliges. Amen. Hier kom die skrif en hy gee vir ons die wapenuitrusting. Waaruit bestaan die wapenuitrusting van God? Maar het is belangrik dat ek en jy die volle wapenuitrusting moet aantrek. Nie net gedeeltes daarvan nie. Die woord is pertinent. Hy sê ons moet volhard. Ons moet volhard en te alle tye die volle wapenuitrusting aantrek. Dit beteken, ons moet te alle tye waaksaam wees. Te alle tye moet ons aangetrek wees met die wapenuitrusting van God. Deur dit te doen, sal ons die beskerming geniet wat Christus vir ons gee. Maar dit is nou waar die kroeks van die truit inkom. Luister mooi vanaand. Indien jy iewers langs die pad moeg word, en glo my, ons word moeg. Moenie dink, omdat ek 'n pastoor is, ek is immuun nie. Ek word ook moeg. Ek word ook geestelik moeg. Maar luister wat die skrif. Indien jy iewers langs die pad moeg word en fokus verloor, deur die lendene van waarheid, die borswapen van geregtigheid, die fokus, die skoene van bereidwilligheid, die skild van geloof, die helm van verlossing en die swaard van die Gees, nie saam met jou vat nie, dan maak jy jouself 'n maklike teiken. Luister mooi, die Engelse stel dit baie mooi. Jy maak jouself 'n sitting duck. Pastoor, wat sê jy vir my? Ek sê vir jou, dis belangrik dat jy te alle tye die volle wapenuitrusting van God sal aanhê en sal dra. En dit is hoe jy jouself sal beskerm. Kom ons kyk na die verhaal van Dawid en Goliat. Baie algemene gedeelte. Ons onthou wat gebeur het. Goliat het daar op die kop gestaan en het die mense getart. Dawid, die klein mannetjie daar gekom, sy slingervel gevat en Goliat tegemoet gegaan. Maar jy weet wat vir my merkwaardig is? Soos die Engelsman sê, Goliat was dressed to impress. Hy het die borswapen, hy het die skild, hy het die valhelm, hy het al die dinge gehad. Hy het die swaard, hy het die spies, hy het al die dinge gehad. Maar jy weet wat? Dawid het geloof en krag van God saam met hom gehad. Maar weet jy wat?
Ek het iets geleer by Dawid en Goliat. Goliat het hierdie massiewe wapenuitrusting opgehad. En hy het gedink, hy is immovable. Hy's onoorwinlik. Hy's daar. Niemand kan iets aan hom doen nie. But guess what? Hy het nooit opgelet dat hier voor sy kop is 'n klein kolletjie wat nie bedek was nie. Hy was so besig en vol van homself dat hy nooit opgelet het dat hy hierdie kolletjie voor sy kop 'n opening gehad het nie. 'n Baie klein openingkie. En deur die genade van God het Dawid daardie slingervel gebruik en hy het gegooi en hy Dawid uit die Goliat tussen die oë getref en hy het gesterwe. Pastoor, wat sê jy vir my? Ek wil vir jou sê, weet jy wat? Ons lees die Bybel, ons bid elke dag. Ons doen al die regte dinge. Ons doen nie sonde nie. Ons weerhou van al die verkeerde goed. Maar weet jy, somtyds, dan raak ons langs die pad, raak ons moeg. En al wat die vyand nodig het, soos in die geval met Goliat, is die klein kolletjie, wat nie bedek is nie. Die klein kolletjie, wat nie bedek is nie. Dit was genoeg. En die vyand is baie slim. Hy besef hierdie dinge. Hy sien dit. En glo vir my, as jy daai openingkie los, want jy het moeg geword, gaan hy kom vir jou. Matteus 26 vers 41 sê die volgende. Hy sê, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Net so is dit die geval met hierdie virusse wat hier ronddryf in die lug. Jy weet wat? 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter, want julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. En dit sluit so baie mooi aan by Dawid en Goliat. Goliat het gedink, hy was beskermd. Goliat het gedink, ek is gedek, ek is alright. Maar hy het nooit kon dink, dat hy klein kolletjie voor die kop, was nie gedek nie. Die vraag vanaand is, ons bid, ons glo, en ons lees die woord van God. Maar laat ek en jy nie partykeer miskien daai klein gaatjie voor die kop oop nie. Die woord van die Here sê in Efesiërs, hy sê trek die volle wapenruitrusting van God aan, dat jy staande kan bly. Ten volle! Maar wat doen ons? Partykeer raak ons moeg. En weet jy wat? Dis daar waar hy vir jou vang met jou broek op jou knieë, wat hy jou tref. My boodskap vanaand aan elkeen wat in luister, luister mooi. Die vyand kom vir jou. Net soos wat die griepvirus vir jou kom. Jy het voorsorg getref. Jy het die inspuitings gehad. Jy drink die vitamines. Jy maak seker jy trek jou warm aan. Jy gaan nie in die donker en die koue buite toe nie. Jy hou jou in die hitte van die huis. Jy hou jou onder die komberse, jy trek warm aan. En dan word jy siek. Dan sê jy, maar yes, why? Hoekom het dit gebeur? Daar was 'n klein openingkie, wat jy nie bedek was nie. Luister mooi. Spreuke 3, 25, 26.
sê die volgende. Hy sê jy hoef nie bang te wees vir die skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie. Want die Here sal jou vertroue wees. Hy sal jou voet bewaar vir die struik. God is getrou. Hy sal jou voet nooit laat wankel nie. En ek wil afsluit hiermee. Luister baie mooi wat ek vandag vir jou sê. As ons weet om ons liggame op te pas, om ons liggaam sterk te hou, om seker te maak dat ons kan staande bly, het die tyd ook gekom dat ek en jy moet 100% seker maak in ons geestelike lewe, in ons hart, siel, gees en verstand, dat ons ook ten volle beskerming van God geniet. Gee die duiwel geen plek nie. Maak seker, jy is ten volle gedek te alle tye. Moenie laat die vyand jou betrap met gedeeltes of stukke van jou borswapen of jou swaard of jou voete van bereidwilligheid wat jy nie saam met jou het nie. Maak seker dat jy te alle tye die volle wapenuitrusting van God saam met jou dra. Waak en bid. Dis wat God wil hê. Soek sy aangesig altyd deur en vertrou hom. Kom ons sluit die oë in gebed. Here, dankie vir vanaand se woord. En Here, my gebed is in hierdie aanduur, Here, dat U die naprediker van hierdie boodskap sal wees. En Here, dat dit harte, siele en gees sal verander en sal beskerm. Ek dank U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. God bless. Tot ons weer gesels. Pas julle op. Prys die Here. Amen.